Goeiemorgen, goeiemorgen. Nee, yes, ek sien is al middag. Ek sien is al middag. Maar ons is deurgedra. Aangezien het middag is en ons sit nou nog, ons is nog aan die gang. En beteken dit net ons is deurgedra. Ons is deurgedra. En ek lees hier so Johannes. Johannes praat hier met die mense terwyl hy hulle doop. En as in Lukas 3 vers 9. En hy sê, maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra en gesê, wat moet ons dan doen? Wat moet ons dan doen? Sodat ons uitgekap word, sodat ons eintlik bietjie vrug kan dra. Hulle vra by Johannes, wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle, wie 2 kledingstukke het, moet dit meedeel aan hom wat nie het nie. En wie voedsel het, moet dieselfde doen. Dan moet dieselfde doen. Die wat voedsel het, moet ook voedsel gee aan die wat nie het nie. Die wat 2 kledingstukke het, moet die 1 kledingstuk gee vir iemand wat nie het nie. Sodoende dra jy vrugte. En die tollenaars vra by hom ook, en het ook gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? Wat moet ons as tollenaars dan nou doen? Nee? En hy antwoord hulle, moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldate doen dieselfde ding. Die soldate het hom ook gevra en gesê, en ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met julle soldij. Soldij is mos met jou pay, is met jou salaris, is jou loon, daar is jou soldij. En terwyl die volk in verwagting was en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Broekos, waarvan praat jy? Waarvan praat jy nou? Ek verstaan nou nie wat die aangaan nie, want dit maak net die sin. Jy vertel vir ons wat die mense vra, wat die tollenaars vra, wat die soldate vra. En nou sê Johannes die van Jesus maar die is in verskillende dele opgebreek. Dit wil sê, as ons kyk na die stukkie, dan is elkeen uniek. Vanoggend het dit uitgegaan dat God moet deel met elkeen uniek. So ons moet in ons uniekheid by God vra wat ek moet doen. Here, wat moet ek doen? Nee? Ek kan nie doen wat my vrou doen. Ek kan nie doen wat my kind doen. Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Sodat my boom nie afgekap word nie, sodat ek vrugte kan dra, sodat ek iets beteken vir die koninkryk van God. So my saak is nie jou saakie, jou saak is nie my saakie. Dis 'n individuele saak en ons moet begryp, ons moet dit vasvang, sodat ons tot by God kan gaan en by hom vra en nie afkyk nie. Want om af te kyk gaan nie werk in die geval nie. Ons moet by God homself vra, wat moet ek doen? Soos wat elkeen in sy verskillende kapasiteit by Johannes gevra het, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? En hy elkeen volgens hulle kapasiteite geantwoord het. Maar wat my opval is vers 16, hy sê, vers 15 sê, en terwyl die volk in verwagting was en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes. In hulle hart het hulle oorweeg. Maar Johannes antwoord hulle. Johannes antwoord almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wat beteken Johannes kom met 'n discernment? 'n Discernment wat niemand eers opgelet het nie, né? Want die mense vra in hulle hart, wie is die? Is die nie miskien die meester nie? En hy sê nee, mense, luister hierso.
Ek is nie werd om die meester se skoene vas te maak. Het ons gesien die discernment? Ons weet nie van die discernment nie. Ons moet lees, ons moet ons oë oopmaak, ons moet kyk. So laat ons wanneer ons by God ook vra, Here, wat moet ek doen? En wanneer hy antwoord, dan kan ons luister en u moet 'n geseënde dag hê.